Môre broers en susters, ek glo dit gaan goed met ieder en elkeen van julle. Prediker 11 vers 1. Werp jou brood op die water, want na baie dae sal jy dit vind. Wat beteken dit? Hierdie is die verduideliking, of die meeste verduidelikings wat jy gaan kry. Hierdie vers word dikwels geïnterpreteer as 'n oproep tot vrygewigheid om geloof, om goed te doen sonder om onmiddellike beloning te bewag, aangesien die seëninge later na jou kan terugkeer. Is dit wel wat dit beteken? Wat sê die skrif? Wat is die skriftelike definisie van hierdie verse? En om dit te verstaan, moet ons weet wat is die definisie van brood en wat is die definisie van water, want werp jou brood op die water moet ons verstaan volgens skrif, om te weet wat hierdie vir ons sê. So kom ons gaan kyk, wat sê die skrif, en nie mense opinie nie. En voordat ons toe gaan ek net gou die King James Version en die English Standard Version ook lees. As jy kan sien, hierdie verse is baie dieselfde in alle vertalings. King James, cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days. In the English Standard Version, cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. 'n goeie interpretasie binne die konteks van die skrif. Brood word dikwels gesien as 'n simbool van die Torah, soos in Deuteronomium 8 vers 3, gaan lees dit gerus, waar gesê word dat die mens nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van Jahwe jou God kom. Water word dikwels in die skrif gebruik om nasies of mense te verteenwoordig, soos in Openbaring 17 vers 15, waar die waters gesien word as volke, menigtes, nasies en tale. So met hierdie in gedagte kan ons nou weer gaan kyk na Prediker 11 vers 1. Dus kan Prediker 11 vers 1 kan gesien word as 'n oproep om die boodskap van die Torah uit te stuur na die nasies. Selfs al lyk dit aanvanklik of dit geen effek het nie, sal dit uiteindelik iemand bereik wat die waarheid sal hoor en terugkeer na Jahwe se weë. Dit pas ook by die opdrag om die verstrooide skape van Israel te soek, aangesien hulle onder die nasies versprei is en deur die Torah teruggeroep moet word. Broers en susters, net soos altyd sê vir jou, gaan ondersoek jou skrifte, moenie net vat wat ek sê as reg nie, gaan toets hierdie en kry hierdie oortuigings vir jouself. Gaan soek na jou Vader en hy sal hom laat vind. Dis wat tog in die skrifte staan. As hierdie woorde jou nie pas wat ek praat nie, is hierdie nie vir jou nie. Ek hoop julle het 'n geweldige goeie dag. Groete en liefde.